Die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, en dan gaan dit aan. Maar die punt wat ek vandag wil maak is dat die woord van God sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En liewe vriende, dit is dalk 'n bietjie morbied om in 'n begrafplaas te kom staan en dit te sê, maar die feit van die saak is, 10 uit 10 mense sterf. En al die mense wat hier lê vandag, of hulle lyke altans, hulle was ook eendag lewend soos ek en soos jy. Dink jy ooit aan die dood? Dink jy aan die feit dat jy voor Jesus Christus sal moet staan? Dink jy daaraan, liewe vriend, dat die dag wat jy jou kop neersit en jou laaste asem uitblaas, dat jy voor die koning van die konings sal moet verantwoording gee vir jou lewe? En as jy vergewe, kan jy tot God kom in vrymoedigheid en sê, ja, Jesus Christus het my sonde vergewe, en ja, ek het vir die Here geleef. Ek het besluit, ek gaan die Here volg. Ek het my daaraan toegewy om die Here te leer ken, om die woord te lees en te verstaan en te volg met my hele hart. Ek het die Here gedien. Of leef jy steeds vir jouself? Jaag jy steeds na plesier, na die dinge van hierdie wêreld, wat jou nie blywende blydskap kan gee nie, wat jou nie tevrede kan stel nie, wat jou nie gelukkig kan maak en gelukkig kan hou nie. Ek is hier vandag om vir jou te sê, die Here gee vreugde wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Die Here kom bevredig ons diepste hartsbehoefte, en die wêreld kan dit nie vir jou doen nie. Jong man, meisie, dogter, dink daaraan. Jesus Christus bied lewe. Hy bied vryheid en 'n skoon gewete, vry van skuld, vry van spyt, vry van sonde en vuil voel. Hy bied vergifnis vir my en vir jou, vir elkeen wat hom aanneem. Gee hy die ewige lewe. Asseblief eendag, as ons begrawe word, en daar sit 'n kopsteen daarby, eendag, wat gaan word? Ons gesin en ons vriende sal ons onthou, maar soos die tyd aanstap, sal elkeen van hulle ook tot die einde van hulle aardse loopbaan kom. En eendag, as by die begrafplaas, as my kopsteen so lyk, waar die reën en die son dit al so weggewerk het, jy kan nie eers meer die naam lees nie. Jy kan nie die geboortedatum of sterftedatum lees nie. Wat dan van ons lewe? Wat dan van ons plesiere wat ons nagejaag het? Sal jy nie saam met my die Here kies? Saam met my kies om te leef vir dit wat vir ewig saak maak? Die saak van die Here. Jou hele hart en siel en lewe daaraan toewy om Jesus Christus te leer ken en hom bekend te maak. Want die tyd is min. Ons lewens is kort, en nie een van ons weet hoe lang ons gaan leef nie. So asseblief, jong mense, bejaardes, staan saam met my, volg die Here Jesus Christus met jou hele hart en siel en gees. En dan die dag as ek in die graf lê, dan sal ek by die Here wees en ek sal weet, ek het nie my lewe gemors nie. Ek het my lewe uitgegiet vir hom wat sy lewe vir my uitgegiet het aan die kruis. Jesus Christus, vir 'n saak wat vir ewig saak maak. Die enigste blywende saak. Die saak van liefde, die saak van die Here. Kom ons bid saam.
Here God, ek dankie vir die liefde teenoor ons. Help ons om U so lief te hê. Heers in ons, Here, wys ons die nietigheid van aardse plesier, wys ons die leuen van die Satanse versoekings. Wat nou ons jong mense toe kom met stories, wat sê daar is nie 'n God nie, wat sê daar is nie 'n hemel of 'n hel nie, wat sê die Bybel is 'n boek van stories, die Bybel is 'n boek wat die ou mense geglo het, maar ons is jonk, en ons weet beter, ons weet daar is geen God, of as daar 'n God is, hy is lief vir my en ek kan maak net wat ek wil en ek hoef nie vir hom te luister nie. Here, ek bid dat U 'n hou vas van ons harte sal kry, ons voor U sal breek en sal huil en sal sê, Jesus Christus, Seun van Dawid, wees my sondaar barmhartig, vergeef my my sonde, kom binne my hart. Help ons, Here, ek pleit U, skenk 'n siele oes onder die Afrikaanse jong mense. Red hul siele, Here. Open hulle oë dat hulle Jesus sal sien vir wie hy werklik is. In Jesus se naam. Amen.